Nou ja, toe ek het die voorreg om met een van my gunsteling cricketspelers in die wêreld te gesels, ons regte eie Hendrik Erasmus van der Dussen hier op die bank in ontbytsaak. Het jy nou ooit gedink van die sportveld en dan kan ons hier lekker gesit en gesels mekaar beter leer ken? Ja, kan jy glo. Ons ken mekaar al rukkie, maar ja, is lekker om hier te wees, dankie. Rassie, jy het 'n baie indrukwekkende loopbaan gehad. Ek wil met jou 'n bietjie praat oor hoogtepunte en laagtepunte en oomblikke wat vir jou uitstaan. Man, ja, ek dink daar's min wat uitstaan soos jou buiging in elke formaat. My eerste wedstryd vir Proteas was Oos-London 2018. Ek was 29 op daai stadium laat. Dit is laat, vir internasionale sport. Maar ja, baie gebeur voor dit, baie water onder die brug geloop en baie werk en ja, so ek sou dit nie anders gehad het nie. En nou waar ek hier 37, die laaste 8 jaar was absoluut ongelooflik vir my gewees. Jy het kapteinrol ook ingeneem toe Aiden nie kon nie. Hoeveel caps het jy, as ek dit so kan sê? Ek dink as kaptein so net hier by tussen 15 en 20, so nie baie nie, maar dis iets wat ag kyk, dis maar die kliseë, jy kort nie altyd 'n titel om 'n leier te wees nie, en ek myself maar nog altyd gesien in die spanomgewing as een van die ouens wat daai leierskapposisie neem. So dit was nie iets wat vir my snaaks was nie. Hulle sê jy moet eintlik as 'n sportman moet jy altyd in elk geval dink as 'n kaptein. So die feit dat die titel dan daar is, moet nie regtig verskil maak nie, en dis iets wat ek geniet het. Veral as jy in daai rol is in 'n nasionale formaat, dan is jy kaptein al vir daai posisie vir die res van die land ook, jy weet, nie net in die spanformaat nie, maar ek het 'n paar keer gelees dat almal sê as jy gepraat het almal geluister. Ja, ek weet nie wat om te sê op dit nie, maar ja, ek dink nie ek's ou van verskillende baie woorde nie. Groot geword in skool en so, ek was nie die stillerige ou gewees, heavy in my cricket in gewees. Ja, ek dink dit is eintlik 'n irritasie vir my as mense praat net om te praat, en ek het altyd maar gedink ek sal my woorde goed kies en impakvol probeer hou sover as wat ek kan. Wel, jy het gelei met voorbeeld op die veld. Vertel my 'n bietjie van die laagtepunte en dinge wat vir jou dalk nie so lekker was nie, want dit is ook maar wat 'n sportman. Ja, kyk, ek dink ek dink enige sportman kom op daai punt wat jy wil verder gaan, jy wil jou land verteenwoordig. Ek dink toe ek so middel 20 was, hier 26, paar goeie seisoene by die Lions gehad, hier in Johannesburg, en net nie kansse gekry. Ek bedoel, daai tyd was dit ouens soos AB, JP Duminy, Faf, Quinton, David Miller. Daar was dit nie regtig kans vir 'n kolwer om in te kom nie. En op daai stadium het ek maar besef, weet jy, as dit nie vir my beskore is om vir my land te speel nie, dit is natuurlik die groot doel, en dan sit okay, dan sal daar iets anders wees vir my. So dit was moeilike tye, en as mens nou terugkyk, dan besef jy die waarde in daai moeilike tye, en sport is maar iets wat jy op die grond hou, op die beste van tye. So, maar ek kan regtig nie, dit het cricket vir my so baie gegee, en die land het vir my so baie gegee, en die mense, en ek kan regtig nie enige klagtes sê nie. Ons moet praat oor die uittrede. Dit was kontroversieel, dit was bietjie van 'n wat gaan aan, want jy was kaptein, top of your game, en ja, vertel my 'n bietjie meer van. Man, ja, mens kan nie altyd speel nie, natuurlik. Ek 37 en my lyf voel nog goed. Ek voel nog okay. Party oggende staan ek bietjie moeiliker op as ander, maar dis maar so. Ek dink die nuwe afrigter het ingekom en maar bietjie van 'n ander visie gehad van wat hy wil doen en waartoe hy wil hê die span moet gaan. Ek het nog altyd gedink ek sal nie wil aanbly as ek nie daar gehê wil word nie. So ja, mense het maar altyd gesê jy stap eerder weg as mense sê hoekom as wat jy aanhou as vasbyt en mense sê okay, miskien is dit nou tyd. So ek dink die tyd was reg vir my. Ja, ek kyk terug met baie goeie herinneringe en ek's baie trots op wat ek kon bereik en saam met die span bereik en ja, ek dink die tyd was maar net reg. Wel, jy kan sê hoe lekker dit was en hoe goed dit was en ons is dankbaar vir jou bydrae tot die sport, maar ek was hartseer toe jy uitgetree het want ek dink jy kan nog 'n lekker game speel. Ek gaan jou oortuig dat jy 'n comeback maak. Dis my doel hier vandag op ontbytsaak. Nou, as ek nie vir Rassie van der Dussen kan oortuig om terug te kom in die nasionale setup vir cricket nie, dink ek daai pudding van Corley gaan. Kyk,
Ek sal eerlik wees, ek hou van brandewyn. So kom ons kyk. Great. Sien, ek het geweet ons kan vriende wees. Asai. So jy was in Affies gewees, Menlo Park, sit net die rekordstryd nou nie. Man, ek was eintlik in Menlo Park Hoërskool gewees van Pretoria af al die jare nog. Ek was 'n jaar vroeg in die skool, so toe ek matriek was, toe was ek 17 gewees en matriek deurgekom, laat ek dit net so sê. Is altyd maar belangrik. Ja, net bysit. Toe die volgende jaar waar ek Noord-Transvaal onder 19 speel om die nasionale week te speel, is maar een van die stappe wat jy moet vat as 'n cricketspeler en hulle het vir my gesê maar dis eintlik 'n skooltoernooi, so as ek wil speel moet ek in 'n skool wees en dit was 'n moeilike besluit vir my gewees. En ek kon terug gaan Menlo Park toe en toe het ek maar gedink maar okay, as ek nou opdaag Januarie dan gaan mense dalk dink okay, dalk het ek gedruip. Nou ek sê as iets fout om druip nie, maar en toe daar was 'n paar opsies gewees en ek het toe besluit op Affies onder andere Dion Botes en Billy Brown was die afrigters daar en hulle het ouens soos AB de Villiers, Faf du Plessis, daai ouens sien deurkom in hulle skoolloopbaan en ek het toe gedink dis vir my 'n goeie geleentheid om met daai ouens te werk. Myself te vergelyk op daai punt teenoor daai ouens en waar ek is in my loopbaan en ja, so ek het 'n jaar by Affies spandeer. Hulle gaan jou claim, nee, jy weet dit. Dis okay, hulle doen ek het 'n goeie jaar gehad daar agter in die klas gesit vir juffrou en meneer gesê ek hoef nie te werk nie, ek is klaar deur, maar dit is nie altyd so goed afgegaan nie, maar maar ja, dit was ek het 'n regtig lekker jaar by Affies gehad, klomp goeie herinneringe daar. Maar net so het die sport jou ook die hele wêreld volgevat. Noem 'n bietjie van die name van die plekke waar jy professioneel gespeel het. Ja, nee, ek is regtig bevoorreg. Australië, Nieu-Seeland, so ek nou Indië, Pakistan, Sri Lanka, Engeland, Skotland. Ek beweeg so verkeerde kant toe eintlik, okay, ja, Holland, Kanada, Amerika, Caribbean. Ja, ek's regtig oral eintlik al gewees. En dan die groot vraag. Toets, eendag of T20? Man, as jy my vra wat is my gunsteling, ek sê eendag 50 ouers, ek dink daar's 'n balans daar. Toetskriket is verseker die moeilikste. Dis dalk hoekom ek nie so goed gedoen daar nie, maar natuurlik T20 met al die aksie, sesse, groot crowds. Ja. Elke formaat het sy eie ding. Dis eintlik as 'n cricketer jy het jou gunsteling, maar jy het nie regtig jou gunsteling want dis amper 'n verskillende skill set wat jy gebruik in elke formaat. En toetskriket, ek glo daar's 'n toekoms nog met hierdie T20 in eendag. Definitief, ja, ek dink die landskap gaan 'n bietjie aangepas word. Maar ons het nou klomp groot toetskrikers wat nou kom. Engeland, Australië kom hier na toe. Dit gaan groot wees. Ek is mal oor toetskriker. Ja, en ons is die kampioene op die huidige stadium. So nee, daar's definitief 'n toekoms daar en ek dink 50 oor eendag cricket gaan bietjie minder begin gespeel word. Daar's baie druk om baie T20 cricket te speel vir die geld en vir die oë wat dit kyk. So maar ek dink enige formaat gaan weggaan nie. Dink ook nie so nie, maar nou moet ek jou vinnig vra. Jou toekomsvooruitsigte, jou loopbaan. Jy kan nie al hierdie kennis net laat tot niet gaan nie. Wat is jou planne? Man, ek het jare terug toe JP Duminy op gespeel het hy gesê dat ek van hom gaan afrig. Selfe vraag wat jy nou vir my gevra het en hy het gesê nee, hy sal nooit afrig nie. Hy's klaar. Hy's klaar met cricket. Sy hele lewe was cricket, dis nou klaar. Wil nie 'n golf sien nie. En toe 2-3 jaar later toe sy ons batting coach by die Proteas. So toe sê ek nou het sy nie perspektief verander maar. So as jy my nou vra, sal ek nie sê ek sal sommer afrig nie. Ek dink daar is waarde in vorige spelers die kennis wat hulle opbou en die ervaring. Niks sulke planne in die nabye toekoms nie, maar never say never. Jy weet nooit wat gebeur nie, Rassie. Presies. Dankie vir jou ure se opofferinge. Dit was regtig lekker om jou te gesien het en gelukkig kan mense nog steeds vir jou kyk op YouTube. Presies. Nee? Ja. Dassie van 'n rus. Ek bedoel Rassie, die Rassie. Baie welkom. Lanklaas daai ene gehoor. Dankie man. Ek probeer maar oorspronklike dinge. Ek weet jy hoor hierdie goedjies min. Ja. Dit's baie lekker met jou te gesels. Jy buiten cricket leer daar natuurlik 'n klomp dinge en jy het onder andere 'n besigheid begin. Koffiewinkels. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, man, so dis eintlik 'n ding wat ons al lankal wou doen en toe in COVID ek en 'n pel die tyd gehad om 'n bietjie te sit en te beplan. Soos baie mense hou ek van my koffie. En saam met dit 'n geleentheid gesoek om probeer werk skep en 'n verskil te probeer maak in mense se lewens en ons het toe Abantu Coffee net na die lockdown in 2020 begin. Ons eerste winkel was in Highveld Centurion
En ja, so deur die tyd, ons het nie veel geweet nie. Ons het maar in dit ingegaan en geleer. Ja. Maar ja, op die huidige stadium is 11 winkels, meerendeels in die Pretoria area en ja, dis iets wat ek geniet heeltemal weg van cricket af, bietjie besigheid en ja, ons het so net so onder 40 permanente werknemers en ja, dit is vir my altyd lekker om daaroor te praat. En Abantu wat beteken mense. Ek kom agter in julle hele benadering in besigheid. Dit gaan baie oor mense. En jy tog als as dit jy was wat dit geskryf het daar op julle webwerf. Ek het gaan navorsing doen. Nee, dink ek watch you. Ja. Het jy nogals 'n paar stories geskryf onder andere oor een van julle bestuurders wat byna by die dood omgedraai het op 'n stadium. Dit is nogal vir my mooi. So gaan dit is die hart van julle besigheid, die mense dus. Dis 100%. Ek dink dis hoekom ons het begin het. Om te probeer 'n verskil maak in mense se lewens. Dis staf al buite. Daar's nie werk nie. Mense sukkel. Ja. En meerendeels veral in die restaurantindustrie en hospitaliteit is mense vat werke omdat hulle moet. Hulle het geen ander doel nie, maar dit gee nie regtig 'n platform om regtig enigiets te doen in jou lewe nie. En ons het probeer kyk na die besigheid van daai oogpunt. Hoe kan ons iets wat volhoubaar is probeer skep en iets wat mense die geleentheid gee om 'n lewe te bou, om verder te studeer. Baie van ons werknemers studeer. Wow. En 'n lewe te hê. Nie net werk, slaap en werk, slaap nie. Ons ure byvoorbeeld is baie minder as baie koffiewinkels om ons mense die geleentheid te gee om 'n lewe te hê buite die werk en tyd in hulle verhoudings en hulle mense en te sê want ons glo maar dit is iets wat volhoubaar is en werklik 'n verskil maak. Sure. Nou kan mens jou dan nou so nou en dan sien by 'n winkel, maak jy 'n koffietjie of is daai net vir die foto gewees? Jy sal my dalk sien ek kan. Ek is nie op die vlak van wat ons baristas is nie. Kyk, is 'n baie gespesialiseerde ding. Natuurlik, ja. Maar so ek's nie heeltemal daar nie, maar ek weet daarom wat hulle moet doen. So ek kan hulle so uitcheck nou en dan. Maar ja, ek probeer soveel as moontlik by die winkels uitkom en 'n oogie wys en dit is lekker altyd om vir my om mense daar te sien en mense kom op en sê gee vir my terugvoer, hulle hou van die koffie, hulle love die mense en hulle hou van die vibe en ja, dis altyd lekker. Ek net maar so 'n bietjie kom uitkyk vir jou daai, julle sal my definitief al sien. Ek het nou die dag hoeka, ek het nou van die skerm af vir jou gesê, julle trokkie gesien ry. Ek wil ook dan net noem en Charlene gaan nou met jy bietjie meer oor praat. Rassie se eintlike claim to fame is hy het opgetrou in die lewe met 'n meisie van die moot. So ek noem dit. Kyk, ek het ook 'n bietjie motor in my so laerskool voorpos gewees vir 'n rukkie so maar ja. Ja, hard bly. Wonderboom Suid. Daar's sy. Born and bred. Ag, fantasties. Charlene gaan nou 'n bietjie verder met jou daar gesels. As hy my beurt met Hendrik Erasmus, maar jy sê jy vat sommer al daai maalverpoedings huis toe. As dit okay is met julle. Ja. Ja, mag maar net omdat jy Rassie is. Dankie. Jy's baie lief vir soetgoed sê jy. Ja, alhoewel ons nie baie soetgoed in ons huis het nie. As dit nie daar is nie, dan kan jy dit nie eet nie. So maar nee, ek hou van my sjokolade, ek hou van my malvapudding, so ek sien baie uit daarna. Maar ja, soos enigiemand, hou van my soetgoed. Nou nie nou in die huis is daar baie soetgoed nie, maar in jou grootwordjare was jou ma lief vir kos maak. Hoe het dit gelyk? Het jy geboer in die kombuis of nie eintlik nie? Maar nie regtig nie. Ons het 4 seuns in die huis. So ek dink my ma moes meer kwantiteit eerder as kwaliteit. Ons is vakansies plaas toe in die Bosveld en ek het ook 3 neefies en so 7 seuns op 'n tyd kos gee was dink ek 'n redelike storie. Maar nee, ek is nie baie goed in die kombuis nie. My vrou ook nie. Sy sal nie omgee dat ek sê nie. So ons probeer maar aan maak. Ja. Jy het 'n bank by die huis en jy gaan nie op hom slaap nie. Nee, ek sal okay wees. Sy is die eerste om te sê. So ons figure dit uit. Ja. Die my het nou genoem 4 seuns, 4 boeties. Julle was vreeslik kompeterend. Nou, jy het baie vertel ook daaroor. En dan het julle 'n reël gehad, die een wat die minste lopie slaan moet koffie maak. En jy het nooit koffie gemaak nie. Ek weet nie oor nooit nie, maar ja, 4 seuns soos wat mense kan dink, kompeterend, baie cricket, baie sokker, golf, rugby, alles gespeel in die tuin waar ons kon en ek dink daai kompeterende natuur is maar altyd daar. En ek dink tot 'n mate dat mense ook geslyp tot wat jy is en wat jy word. Al daai jare se kompetisie ja, het 'n definitiewe effek dink ek gehad op wie ek geword het en wie my boeties geword het en op 'n positiewe manier. Maar mense het eintlik verwag dat jou oudste boetie Adrian dat hy die groot cricketspeler gewees en dit het nou nie so uitgedraai nie. Ja, kyk, hy was 'n baie goeie speler en my 2 jonger boeties speel nou nog club cricket. Almal is baie lief vir cricket. Ek dink ek het baie by hom geleer en opgekyk na hom. Hy is 4 jaar ouer as ek
En ja, baie goeie speler gewees op skool en hy het 'n redelike groot besering gekry so die middelhoërskool en wat hom 'n bietjie gekniehalter het. En ja, later dan het ek met daai leiersels oorgeneem seker en ja, ons gebring tot waar ons vandag is. Ja, nou jou ma is 'n hele klomp jaar gelede oorlede, 22 jaar gelede en julle het maar onder julle pa se vlerke groot geword. 5 mans, almal was gewas, elke aand het kos gehad en was redelik skoon. Meerendeels, ja, meeste van die dinge was gedoen, ja. Ja. Ja, dit was natuurlik maar uitdagend geweest. Ek was 14 op die tyd, ek 2 jonger boeties gehad, 9 en 5 op baie stadium. So iets wat so gebeur is natuurlik ontwrigtend. En ja, my pa het maar daai tyd vir ons gesê, luister, is nou maar die 5 van ons en ons moet dit nou maar probeer uitfigure van hier af. Die lewe is nie regverdig nie, dit was nog nooit nie en gaan ook nooit wees nie en dit was 'n les wat ons vroeg moes leer en van daar af maar probeer vorentoe kyk en ja, ek dink tot 'n mate natuurlik is so iets nooit goed nie, maar daar het tog goed daar uitgekom. Ja. Ja. Jou pa was 'n baie groot invloed in jou lewe en hy is ook nou onlangs oorlede. Maar daai les wat hy vir jou geleer het, die lewe is nie regverdig nie, aanvaar dit so. Dit het 'n mens nogal gesien in hoe jy goed wat met jou in jou professionele loopbaan gebeur het, ook hanteer het. Dit het nooit regtig lelik geword in die publieke oog nie. Jy het dit met groot volwassenheid hanteer. Ja, ek dink so. Ek dink deel van daai les was ook die lewe skuld jou niks nie en jy's eintlik maar niks spesiaal nie. Jy moet gaan veg en gaan werk vir wat jy wil hê. En as jy sê jy wil 'n ding doen dan moet jy dit gaan doen. Niemand gaan iets vir jou gee nie. En ek dink daai perspektief en daai konteks wat ek van vroeg af geleer is en baie dankbaar is dat ek so geleer het in iets wat so onvoorspelbaar is so sport, 'n loopbaan en in die lewe grootliks daar buite het vir my baie waarde gedra. Want soos ek sê, perspektief is maar mens wil altyd eers na jouself kyk en ek is dit aangedoen en hierdie ou hou nie van my nie maar op die einde van die dag daar's 'n groter lewe daar buite en ja, ek's bly dat ek daai les vroeg kon leer. Nou ons het beloof dat Rassie vir ons groot nuus het en ek gaan nou vir jou die kollig gee. Asof jy nie nou al genoeg in die kollig is nie. Ja, kyk, ek weet nie of dit meer nuus is nie, maar ons verwag 'n babatjie binnekort in die volgende maand, so ek dink enigiemand wat ons ken sal al vir Lara gesien het. Dit is nie iets wat mens vir altyd kan wegsteek nie, maar ja, dit is 'n nuwe hoofstuk in ons lewens en met ek wat natuurlik baie weg was die afgelope paar jaar. Nou is 'n goeie tyd en ons baie geseënd, ja. Ja, is jy opgewonde of is jy bang of albei? Ja, 'n bietjie van albei, maar meer opgewonde dink ek. Ek dink ek's meer bang in die sin van ek hou van my slaap. So Vergeet daarvan vir die volgende 18 jaar. Ja, nee, wel, daar's hy. So nee, ek dink die bang is maar goed wat buite jou beheer is. Mens hoop en bid maar alles gaan goed met die geboorte en alles daarna en ja, maar nie regtig bang, meer opgewonde. Ja. Het julle al 'n idee van hoe julle dink dat julle lewe gaan verander want julle hou van die bos, julle doen graag goed saam. Julle het ook 'n groot dierefamilie of het 'n groot dierefamilie altyd gehad. Baie lief vir honde en om met dierebeskermingsorganisasies te ondersteun. So hoe gaan dit nou daai dinamiek verander? Ja, kyk, die mense, as ek nou die volgende sê dan lag mense altyd vir my, maar ons wil maar probeer dat kinders inpas by ons lewens en nie andersom nie. Ek dink deesdae sien mense dit baie andersom. Maar mense sien ook wel wat volgens ons reg is en in my opinie so hoopelik kan kinders by ons lewens inpas, kan aanhou doen die goed wat ons van hou en tyd spandeer soos wat ons daarvoor lief is. Maar natuurlik weet mens dat dit nie altyd so is nie. Dit is makliker gesê as gedoen. So ja, ek dink Lara is die beste mens wat ek ken in my lewe en hoopelik is ons kinders soos sy. Dan dink ek sal okay wees en ja, ek dink ons sal maar vat soos dit kom. Met daai moot-credentials van haar en jou, dink ek is daar net goeie dinge vir julle. In die vooruitsig en Leon stem daar saam in die hoekie. Hoor jy, dit was verskriklik lekker om met jou te gesels. Jy het nie net 'n indruk gemaak op die sportveld nie, maar ook met jou menswees en wat jy nou doen met jou besigheid en vir mense, om mense 'n kans te gee in die lewe. Dit is fantasties en dankie daarvoor. Dit was lekker. Dankie, dit was lekker.